Welkom terug en goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Ons het nog baie waarna jy kan uitsien saam met ons in vandag se program. Die skrywer Cindy Norcott kom gesels later oor haar nuwe boek en die akteurspaar Eloise en Niels Klaasen kom ons meer vertel oor die teaterproduksie Die Wolf, die Prins en sy skoonma. Voordat ons verder aangaan met die oggendpraatjies, Die Wolf, die Prins, sy skoonma, klink amper vir my soos my Emmy tongknoper van of Grammy tongknoper van verlede week. Ja. Waar ek ook mos gesê het, ek is nie meer bekend met hierdie Engelse naam. Jy het dit alles gemis. Maar hierdie klink vir my ook na name waarmee ek gewoond sal kan raak. Die Prins, die Kat, die Wolf, die Keiser en sy nuwe klere. Al het ek dit gemis, ek kan dit gaan kyk op ons YouTube kanaal. Dis die goeie nuus, nie net op die YouTube kanaal nie, maar net op die sosiale media platforms ook. Gaan loer 'n bietjie. Pieter se Emmy, Grammy Tamalekie. Baie dankie. Okay, tyd vir 'n ernstiger, meer lekker storie dalk. Ja, waar dink julle sal die volgende Olimpiese spele aangebied word? Hulle het dit al bekend gemaak, nee, ek kan nie onthou nie. Weet ons, wanneer is die volgende? Die volgende is in Amerika? Yes, LA. Ja, Los Angeles. Maar die een daarna? Die een daarna, nee. Seker maar weer iets soos Griekeland of Duitsland of Europese Eerste wêreldlande. Ja, eerste wêreld Europese land so ek sê. Interessant, wel. Die minister in die presidentskap, Kombutso Ntshavheni, het op 'n perskonferensie aangekondig dat Suid-Afrika beplan om aansoek te doen om die Olimpiese spele van 2036 of 2040 aan te bied. Indien dit suksesvol is, sal Suid-Afrika die eerste Afrika-land wees om die spele aan te bied. Die infrastruktuur van die 2010 FIFA Sokker Wêreldbeker bestaan steeds, wat beteken geen nuwe venues hoef van nuut afgebou te word nie en miljoene rand kan gespaar word. Nou, Ntshavheni sê selfs as ons die spele môre aanbied, is die kabinet vol vertroue dat ons dit met bestaande fasiliteite sal kan huisves. Kaapstad het amper die bod gewen om die 2004 Olimpiese spele aan te bied, terwyl Durban in 2015 die bod gewen het om die Statebond spele 2022 aan te bied, maar weens finansiële beperkings is die spele na Birmingham in Brittanje verskuif. So, hoe realisties dink julle is dit dat ons die Olimpiese spele in Suid-Afrika sal kan aanbied? I find it so strange that they've said, oh, the facilities are still in place from the FIFA World Cup, so just a couple of stadiums, but there's a whole bunch of other stuff that also goes hand in hand with hosting the Olympics. I mean, it's great to have a dream, because where are we now? 2025. So they want to do 2036, so 11 years from now, or 15 years from now. They want to host, I don't know. I don't know if I can back it. Ek is ook skugter. Ek dink die realiteit is, die verlede het ons ook al geleer dat die feit dat die sokker wêreldbeker gerealiseer het, is nog steeds vir my how did that happen? But thank you for that. Maar nee, dalk is ons nou net 'n bietjie is dit 'n premature gedagte. Daar's nog te veel dinge dink ek wat in ons land moet gebeur, wat binne in die land uitgesorteer moet word. Infrastruktuur vir ons eie mense en as wat ons kan haap wil vat en wil brag en sê, nou bied ons die Olimpiese spele aan. Dit gaan ongelukkig maar net weer kom. Ek is nou maar die doemprofeet hier. Dit gaan ongelukkig weer kom met 'n klomp bribes en 'n klomp dit en 'n klomp dat. Jy het nou gesien wat gebeur met die G20 ding, wat die mense die paaie goeders hier en daar regmaak. Dan kom mense en sê, luister, ons breek dit af, want julle wil nou skielik julle sokkies optrek, maar as ons aan die deur klop en sê, help ons, dan gebeur daar niks. So, Ek dink daar is 'n paar kwessies wat aandag nodig het, en ek weet ook dat wanneer dit van die regering se kant af kom, dan is die motivering gewoonlik, maar dit gaan ons ekonomies bevorder. Maar die hoeveelheid geld wat moet spandeer word om sommige dinge eers reg te stel, daai balans is vir my so 'n bietjie, daai is die balans, ek dink is bietjie ongebalanseerd. So, dis dieselfde met die Formule 1 droom ook. In hierdie stadium lyk dit of dit dalk 'n bietjie meer realisties is, maar die Olimpiese spele, dink ek is so bietjie op 'n ander vlak. Dit is baie groot, nee, want jy weet as daar byvoorbeeld vir die canoeing en goeders moet daar hierdie spesifieke bane en goeders gebou word ook, en wat gebeur dan daarna met hulle? Dan gaan hulle ook net weer staan soos baie van die stadions White elephants. I think if we look at it in a kind of what the positive impact can be on the country, ek dink so iets kan die hele land eintlik bietjie meer by mekaar bring. So I think it is good to have a dream. And it sounded like I was being facetious earlier, but I'm not. I think we should
try and host these things because it does create a sense of community and a sense of South Africanness that I think, I mean, in 2010, we were all like, Philip, he's here, Kinako, it's time, you know, and it definitely was something that solidified us as a country, but I think we have so many other things to address first before financially we can afford to spend this kind of thing. And ook, die feit dat Durban moes sê, sorry, ons kan nie meer die staatebondspele aanbied nie, want ons het finansiële kwessies. How embarrassing. Ek dink meer realisties gesproke sal 'n volgende rugby wêreldbeker eerder 'n kans staan of kan gebeur, veral met ons Suid-Afrikaanse Springbok rugby wat op 'n goeie voet is. Dink ek dit sal nou nogal lekker wees vir mense om Suid-Afrika toe te kan kom en juist daai geskiedenis trip down memory lane te kan vat van 1995 af tot waar ons tans is. Ja, want jy kan jouself nie net blind staar in die stadions, jy weet wat opgerig is vir die sokker wêreldbeker nie. Soos wat jy reg gesê het, daar is 'n paar ander dinge ook, swembaddens byvoorbeeld. Jy weet, is iets groot. En veral swembaddens, daar gaan 'n groot stadion gebou moet word vir die duik en vir die dit. Wat ons nog nie het nie. Nou, maar moet jy ophou droom nie, soos ons altyd sê, nie? Ja, die belangrikste to have a dream. Ja, die belangrikste is hier by Goeiemôre, Good Morning, droom ons ook, nê? Ons droom saam. Ja. Ons droom saam dat Pieter nie oor sy woorde sal tuimel en so aan nie, dat die vakansie ook eersdaags hier sal wees en dat die eksamens nou verby is. Amper dan. Bly net waar jy is, nog lank is ons nie klaar met jou wat vanoggend aan betref nie. Ons gesels hierna 'n bietjie oor mans en ons gesondheid. So, moenie weggaan hier by Goeiemôre Good Morning.